Goeiedag geliefdes. Ja, so kom ons aan die einde van 2025 en baie welkom by hierdie laaste weekie van 2025 en dit is my voorreg om die week saam met jou deur te bring. En hierdie week wil ek so 'n bietjie praat oor die groot ding van hierdie tyd van die jaar, nuwejaarsvoornemens. Mense het verskillende gedagtes hieroor, verskillende gevoelens hieroor. Maar kom ons gaan steek kers op by die woord self. Op hierdie maandag begin ons dan by Kolossense 3 van vers 5 tot vers 10. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan hierdie praktyke meegedoen, toe julle nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Woede, haat, nait en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond uitkom nie. En moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. Ek weet nie hoe positief jy is oor nuwejaarsvoornemens nie. Party is die moeite werd en party is nie die moeite werd nie. En hoe besluit mense in elk geval hoe om 'n nuwejaarsvoorneme te maak? Kom ek en jy wanneer ons dink oor nuwejaarsvoornemens, kom ons steur ons in die eerste plek aan die skrif. En hier is 'n wonderlike stuk skrif oor ook voorneme. Jy kan jouself baie dinge voorneem hierdie jaar. Maar ek wil jou graag terugbring na die skrif en wat hier gesê word. En die kern van wat hier gesê word is, julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek. Leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot volle kennis van God. As daar een ding is wat ek dink nastrewenswaardig is, wat 'n mens regtig tyd en energie en konsentrasie kan insit, is dit om 'n nuwe lewe te leef. Want die oue is verby. Hoor mooi. Die oue is verby. Die nuwe het gekom. Jy kan baie spesifieke nuwejaarsvoornemens hê en vorm in hierdie paar dae oor die nuwe jaar. Van dit sal werk, van dit sal nie werk nie. Maar daar's een ding wat gewaarborg is, deur die genade van Jesus Christus, deur die kragtige werk van Jesus Christus, is alles aan ons wat vuil en sleg en oud is, verlede tyd. En dit is tyd om ons finaal hiervan los te maak en op te staan, soos die Phoenix, wat verbrand het tot as, en die Phoenix kom majestueus tot voorskyn. Net so is dit met my en jou lewens. Christus het daai ou goed klaargemaak. Hy het daarvoor gesterf. Hy het kragtig opgestaan sodat ons vir altyd vrygespreek kan wees van daai dinge. Al die vrese, al die vuilheid van die verlede. En hier kom die uitnodiging tot 'n voorneme. Lewe die lewe van 'n nuwe mens. En ek wens vir jou toe, dat jy sal kan uitbreek uit dit wat oud is. Uitbreek uit dit wat vir jou vashou. Wat dalk vir jou vasgehou het tot nou toe. Veral skuldgevoel. Want ek kom ongelukkig agter dat baie Christenmense geweldig geswaar gebuk gaan onder skuldgevoel. Geliefde, daai pas nie by die kinders van God nie. Dit pas nie by mense wat deur die genade en die liefde en die offer van Christus nuut gemaak is nie. Dit pas by ons, om ons voor te neem, om die lewe van die nuwe mens te leef. Om met die as en die skuld en die dinge los te breek, en opnuut te lewe, die oog gefestig op Christus Jesus ons Here. Mag jy in jou nadinke oor moontlike voornemens, bo aan jou prioriteitslys hê, dat jy jou voorneem om as hierdie nuwe, begenadigde mens te lewe.
Shalom. I will follow him wherever he may go. There is an ocean too deep, and mountain so high it can keep me